Suid-Afrika se veranderlike koring-invoertarief het in werking getree en volgens SAGIS sal koring nou R856,34 per ton kos om in te voer, eerder as die vorige R549,50 per ton. Ek gesels vandag met Dr. André van der Vyver van Sakota en ons hoor ook wat is hulle belang hierby. André, baie welkom. Ja, wat is julle belang hierby en wie is Sakota? Goeiedag Lisa, dankie vir die geleentheid en ook goeiedag aan die luisteraars. Sakota verteenwoordig die graanhandelaars en dit is ons lede wat die koring invoer. So dit is ons lede wat die invoertarief betaal en natuurlik word dit dan toegevoeg tot die koringprys. So wanneer die invoertarief verander, soos wat nou weer op die kaarte is, dan as dit daar vertraging is met die instelling van die nuwe tarief, dan beïnvloed dit die risiko wat gekoppel is aan die invoere en ook die risiko wat die bedryf dan moet absorbeer, want niemand weet presies wanneer die nuwe tarief sal inskakel nie. En dit is waar ons belang lê. André, wat is die ooreenkoms tans ten opsigte van koringtariewe? In 2016 is daar 'n ooreenkoms bereik deur ITEC wat onder die Departement Handel en Nywerheid sorteer wat die tariewe hanteer en die bedryf. En daarvolgens is daar hierdie veranderlike invoertarief ingestel, waar as die prys van internasionale koring daal, dan styg die tarief en die omgekeerde is net so geld net soveel. So as die prys dan styg, dan daal die tarief weer. Dit het ons byvoorbeeld gesien in die COVID-tyd, toe het internasionale koringpryse gestyg en vir baie lank was daar geen invoertarief van koring in Suid-Afrika nie. So dit egaliseer die speelveld in 'n sekere opsig en wanneer ons werklik die beskerming nodig het in Suid-Afrika teen gesubsidieerde koring, dan wat die prys dan daal, dan skop die tarief in en ons beskerm die plaaslike bedryf teen hierdie gesubsidieerde ingevoerde koring. Wat beteken hierdie verhoging nou vir die bedryf? Ja, die prys styg nou in terme van die tarief, so dit gaan natuurlik deurgegee word aan die bedryf as dit ingestel word. Dit is die internasionale harde rooi koring wat gedaal het in die laaste tyd en dit het dan aanleiding gegee tot hierdie verhoogde tarief wat nou op die kaarte is. Dit gaan 'n tydjie vat om in werking te tree en dit is wat ons probleem is. Dit vat gewoonlik maande voor dit in werking gestel is. In die laaste 2 gevalle het dit nie een keer 6 maande gevat voor dit afgekondig is en gepubliseer is in die Staatskoerant, ander keer 4,5 maande en dit is waar die onsekerheid vandaan kom. Niemand weet werklik as hulle die volgende dag opstaan, is daar 'n verhoogde tarief of nie en watter impak gaan dit op die pryse hê. Wat van die res van die waardeketting? Ek dink maar aan die verbruiker. Ja, wat min mense eintlik besef is dat koring maak maar omtrent 23% uit van die koste van 'n brood in die kleinhandel. So die impak gaan werklik min wees. Daai koste sluit dan natuurlik die invoertarief in en die invoertarief is nog steeds min. So ons voorsien nie dat daar 'n wesenlike impak sal wees wanneer die tarief op die einde van die dag afgekondig word nie. Sakota en Graan SA het 'n hersiene implementeringsstelsel voorgestel. Brei bietjie uit daaroor? Ja, ons wil graag hê dat die werking van die koringtarief nageboots word en gebaseer word op die metodiek wat die petrolprys aanpassing tans gebruik en dit word maandeliks ingestel. So in plaas van dat op hierdie stadium wat gebeur is, die tarief word bereken, dit word deur SAGIS bekend gemaak, maar dan word dit deur ITEC geverifieer, maar dan moet dit afgeteken word deur die minister van Handel en Nywerheid, na hy dit afgeteken het deur die minister van Nasionale Tesourie, en dan eers word dit in die Staatskoerant gepubliseer. So dit is daai proses wat deur die 2 ministers moet loop, en natuurlik deur hulle eie personeel om geverifieer te word, wat so lank vat. So ons sê nee, die metodiek moet van so 'n aard wees, dat die minister die metodiek goedkeur, en dat dit dan maandeliks net aangekondig word en gepubliseer word. So dit is 'n eenmalige insaag wat hy het, om dit met die goedkeuring, om seker te maak dat hy en ook die minister van Finansies tevrede is, maar daarna word dit maandeliks aangepas. Ongeag wat met die prys gebeur, word dit nog steeds gepubliseer, en almal weet waar dit staan. Hierdie berekening volgens ons sal dan enigiets van 8 na 28 dae vat, maar as jy dit vergelyk
nou met die maande wat dit vat om dit nou te implementeer, sal dit 'n reuse verbetering wees. En jy sal ook weet wanneer dit gepubliseer word, wat 'n dag en ook wat die prys is, wat die tarief sal wees. Dit sal ook vooraf bekend wees, so jy kan jou beplanning daarvolgens doen. Nou julle het hierdie voorstel ingedien, weet julle wanneer julle uitsluitsel sal hê oor? Hulle is besig om die verwerkings en navorsing te doen. Hulle het dit reeds gepubliseer in die Staatskoerant. Alle belanghebbende partye kon reeds kommentaar lewer, so dit is reeds in die kommentaarperiode sluit nou en ons verwag dat dit binne enkele weke sal die uitslag daar wees. Want dit is nou van iTech die se kant af. Nou ja, ek hoop ons gaan dan weer met jou kan gesels oor daardie goeie nuus. André, baie dankie. Dankie vir die geleentheid. Dankie Dr. André van der Vyver van Sakota wat vandag met ons gesels het oor meer spesifiek die verhoging in koring invoertariewe.